'n Haarkapper se haarklowery oor die skadelike chemikalieë in winkelshampoo het uiteindelik gelei tot 'n vindingryke onderneming. Die oplossing: shampoo in die vorm van 'n heilsame koekie seep. Benita Du Plessis glo die blink ingewing is 'n geskenk van bo. Willem is Parys toe. Mense het begin lag toe sy al haar eiers in een mandjie sit en daai spreekwoordelike eiers boonop organiese shampoo in die vorm van 'n koekie seep is. Maar soos wat die mirteboom in die Bybel simbolies is van oorvloed, voorspoed en vrede, het Benita en Bertus Du Plessis se Myrtle Products gegroei tot 'n florerende onderneming met kliënte reg oor die land, tot oor see. Hulle bedryf hierdie klein goudmyn sommer vanaf hulle huis, hier in Parys. Benita, so waar het jou liefde vir haarkapper vandaan gekom? Jong, dit is iets wat ek dink maar nog altyd deel van my was. Ek het as klein dogtertjie al begin hare doen en poppe se hare vleg en ek wou amper sê 'n natuurlike aanvoeling daarvoor gehad en eintlik oorspronklik wou ek na skool eerder in die sielkunde ingaan. Ek het nogal 'n passie gehad om mense se harte te hoor maar dit het gelukkig nie so uitgedraai nie. Ek weet die Here is altyd in beheer en ek is toe in die haarkappery en dit was nou vir my 'n perfekte best of both worlds. Jy weet, ek kon my kreatiwiteit uitleef, maar ek kon ook connect met vrouens. So ek het dit baie geniet om hare te doen. Dit was vir my 'n baie vervullende werk. Maar dis dan nou wat ek by jou wil weet, want waar het die gedagte toe by jou opgekom om alternatiewe produkte te begin vervaardig? Ek het toe begin 'n pad stap. Dit was ook maar 'n geestelike journey oor, jy weet, olies en natuurlike produkte en goed. En ek het die effek gesien in die salon. Kopvel wat juk, hare wat uitval. 'n groot persentasie van dit is regtig as gevolg van chemikalieë of skadelike chemikalieë in sekere produkte. Ek het begin besef daar's 'n tekort. Waar daai saadjie die eerste keer by jou geland, toe jy besef het, okay, ons wil ons eie produkte begin vervaardig? Ek was by 'n kursus wat ek bygewoon het, wat glad nie met haarprodukte te doen gehad het nie, en wat iemand ook 'n getuienis gebring het, en daar het ek besef, maar ek weet, hoekom probeer ons dit nie net nie? En dit was maar regtig, ek wil sê, inspirasie van die Here af. Ek het baie bestanddele het ek gedroom. Dan ek in die nag dan droom ek 'n bestanddeel se naam wat ek nie ken nie. Dit is goed wat ons nou in die shampoo gebruik vandag. En dan moet ek die volgende oggend gaan Google. Wat op aarde is hierdie ding? Nog nooit van dit gehoor nie. En dan is dit byvoorbeeld iets wat help vir haarverlies. Ek vat nie krediet vir die formulering van die produkte nie. Dit het regtig net met divine inspiration gekom. En die goed werk. Honderde shampoo resepte en lesse later begin sy met 'n karige 5 shampoo stafies sommer so in die kombuis. Die besigheid open amptelik 1 Junie 2020, in die tyd toe almal maskers en ontsmettingsmiddels ronddra. Ek het gedink ek gaan in die salon die produkte sit en dis nou my retail produkte. Maar obviously toe kom COVID en salonne, soos ons weet, is toe nou 'n very non-essential. So die salon sluit en dit was baie stresvol vir my en dit was 'n maand na ek die produk sou launch in die salon nou. Ek het 'n hele vrouedag beplan, al my kaartjies uitverkoop, gelukkig nie die geld gebruik, al nie almal so goed gerief van, en vriende kom kuier toe vir ons en hulle sê maar, jy weet, 'n seep, sal ek sê in hakies, is 'n essensiële item. So hoekom doen ons nie aansoek vir 'n CIPC sertifikaat en kry die goedkeuring en die goed, ons behoort dan te kan bestanddele aankoop en jy weet, goedjies source om te begin met die produkte nie. En Facebook blad, Instagram blad begin en goed aangekoop, maar nou moet ek sê ons goed het horrifiek gelyk, daai eerste verpakking, want almal is toe, ons is in die pandemie. Was die printers gewees, nie verpakking. Die printing wat ons kon kry was so geblur, dit was terrible. Dit het nie goed gelyk nie. Dit glad nie goed gelyk. So Happy Meal by McDonald's gelyk amper. Dit het net vlam gevat. Die eerste vrou wat 8 shampoo bars bestel het, ek gedink, wie koop 8 shampoo bars? Sy het nog nooit dit, jy weet, eers gebruik nie. Ons is vandag nog verbaas, ek meen net vir waar ons nou is. Maar ja, ek dink ons ondersteuning vir mekaar het gehelp en obviously ons geloof. As ons nie geloof gehad het nie, dit nie gewerk nie. Bertus is my grootste ondersteuner en hy het bitter hard gewerk, want nou om shampoo bars te maak vat so 'n bietjie manual labor wat ek nie kon doen nie. So hy het voldag gewerk, ver van die huis af, partykeer 2 ure in verkeer gesit huis toe.
En as hy in die aand in die donker daar instap, dan sit bietjie tyd met die kinders spandeer en dan moet hy begin shampoo bars pres. So ons het baie keer dat hy tot 11:00 in die nag, naweke het hy gestaan en werk, amper al ons masjinerie en goed, dan figure hy 'n plan uit en hy bou 'n ding. Kyk, ons goed is very custom made. Hy bou 'n ding tot dit werk en dan Baie primitief, maar dit werk. So dit werk. toe ons begin het ek 'n blender gebruik om van die produk fyn te maal en dit en dan in die produk in te sit. So dit was baie primitief. Ja, eintlik voor die blender met 'n koekroller, jy weet die goed fyn gerol in die aand, maar hy het deurgedruk. Die haarreeks is natuurlike lafenis vir jou haarkroon wat plaaslik vervaardig word en lig trap op die omgewing. Botters, olies en ryke minerale is deel van die heilsame wonders vir jou hare. Weet jy Willem, ons het nogal redelik in die begin eers van die huis af gewerk binne in die huis waar ons eetkamer was. Ja. So al hierdie goed wat julle binne sien was redelik op mekaar en nie langs mekaar soos nou nie. En toe het ons op 'n punt gekom waar ons kan nie meer uitbrei nie. Ons het vasgedraai, kan ek amper sê, die produkte het te veel geraak. En toe het ons besluit ons wil hierdie plekkie inrig. Nou ek wens mense kan ook hier instap. Dit ruik alles so vars. Ja. Jy sê jy ruik nie meer nie. Ja, ek dink daai olies is al in my neus vas. Ja. Maar baie keer as daai kas oop staan waar ons vars produkte of die bars wat net gepres is in is. So mense ruik maar tog daai geure wat baie keer dan sê, "Jesus, hier is al wat uniek is. Ons het al baie dan kom die bye in. En die bye kom agter daai reuk aan van hulle dink hier's blomme hier binne." So dit is nogal amazing om dit te ervaar, ja. Die Bees is 'n gedigte span waar die admin en produkontwikkeling Benita se taak is, gooi Berthe se gewig en krag in die vervaardiging van die reeks. Ons het 'n resep waarvan ons al werk wat Benita vir ons opgestel het. En dan meng ek alles bymekaar. En nadat ek dit gemeng het, gaan dit op die stoof waar dit bietjie smelt vir so tussen 15 na 30 minute. En dan gooi ek daai gesmelde produk by 'n droë produk. En as dit saam gemeng is, dan weeg ek dit uit in 'n sekere hoeveelheid in balletjies. En dan staan dit seker so 10 minute laat dit net bietjie set en dan word dit gepres op die pres. Hoekom was dit vir jou so belangrik geweest dat die verpakking ook van natuurlike materiale moet wees? As ons produk natuurlik is, kan ons nou nie 'n plastiese of 'n nie natuurlike verpakking gebruik nie. So het ons oorgeskakel na natuurlike verpakking wat dan net die bar komplementeer. Wat beteken hierdie nuwe besigheid en reeks vir julle persoonlik? Ons sou nooit kon dink ons sou vandag hier staan en al hierdie produkte op kan vir julle wys nie. Want deur hierdie proses moes ek besluite neem en ek kon dit nie alleen doen nie. So ek het my geloof het gegroei deur dit en ek's dankbaar vir dit, ja. Ja. En vir die impak wat mens kan hê op mense se lewens. Daar sit mense wat wonder soos, ja, maar ek het ook 'n idee. Waar begin 'n mens? Hoe begin 'n mens? En dit is seker so maklik soos begin het. Ja. Maar wat sou julle vir daai mense sê? As jy 'n droom het, volg hom. Maar ek moet sê, en is iets waaraan ons persoonlik glo, luister na die Here se leiding en doen iets wat hy op jou hart plaas, want wanneer dit in sy plan en wil is, dan sal dit suksesvol wees. Vergeet van hare op jou tande hê oor produkte wat skade maak. As ons die kroon van die skepping is, dan moet daardie kroon mos blink. En wat dan nog van 'n opsie wat boonop heilsaam is vir beide my en die natuur? Ek sê net dankie Benita en Berthe.